Baie meer gelyk. Maar hierdie een beloof om 'n titaniese stryd te wees tussen Oakdale en Nelspruit met die afskop onmiddellik deur John Duncan wat die bal hoog die blou Stellenbosch lig en jaag. Goed onder die bal kom die Oakdale spelers in die vorm van Christian Foster, die lekker lang senter van Oakdale. Vinnig kom die bal uit van Tyrese Plaatjies, nog steeds die voorspelers wat opgesit word om oor die voordeellyn te kom in die vorm van Kai Pratt wat nou daar reg staan om die bal te dra. Kom hy maklik oor die voordeellyn. Weer Plaatjies speel dan na die oorkant se kantlyn met 'n binne toe aangee na Reinhard Viljoen wat die bal met spoed tref. Nou weer die voorspelers wat dit gaan dra aan Dian Augustyn. Dian Augustyn lyk met vir hom 'n skramp het oor die week gekry. Nog steeds in besit van Oakdale. Kom Liam Lightly weg. Liam Lightly het baie spoed. Het hy vir ons gewys daar teen Grey College. Maar die eerste man in sê skeieregter en Nelspruit kom weg met die bal. Skop aan 'n man vas en die bal wat deflekteer oor die kantlyn. Eerste lyn staan in die guns van Nelspruit. Baie goeie werk aan die kant van Nelspruit om op daai verdediging. Oakdale wat net nie oor die voordeellyn kon kom daar van die afskop af nie. Dit is D'Angelo Roberts met bal in hand. Wat gaan kyk of hy sy springer kan vind. Baie beweging, kom vorentoe, spring hoog. Dit is Oakdale wat so bietjie in die pad kom van die springer, maar nietemin dit is Nelspruit wat wegkom met die bal. Nou in die middenveld slaan hulle, breek hulle die eerste lyn van verdediging in die hande van Werno Heinz tot op die 22 meter lyn. Vinnig Liam Pringle wat dan na die oorkant se kantlyn toe speel, die kruisverdediging wat oorkom van Oakdale. En staan rotsvas. Oakdale wat die bal afneem, nou Adrian Smith wat die bal oppik. Uitstekende losskram van Oakdale, maar is Nelspruit wat wegkom met die strafskop. Baie goed gedoen deur Oakdale om die bal terug te wen. Maar ongelukkig vir hulle kon hulle net nie ondersteuning kry om die bal weer terug te wen vir hulle span nie. En Nelspruit sodoende die strafskop. 2 balle gesteel binne 2 minute. Nelspruit sal tevrede wees met dit. Oakdale dalk die bal bietjie vinniger moet uitkry. Kan ons sien. Dis 'n lelike tackle van die bal af. Daar word hy teruggedryf. Skeieregter dit laat gaan. En weer op en Nelspruit wat die bal terugwen. Die tweede suksesvolle lyn staan en is nou die rolmaal beweging wat treetjie vir treetjie probeer vorentoe gaan, maar Oakdale se verdediging wat tans bank vas staan en hulle stop. 5 meter uit en die skeieregter wat sê gebruik die bal. Liam Pringle wat tans daarso hard probeer om die bal uit te kry, maar Kai Pratt vir Oakdale tot die redding. Kry die skram vir sy span. Goeie werk om daai bal terug te wen aan die kant van Oakdale. Kai Pratt natuurlik 'n bitter sterk daar in die voorry. En hy het die bal teruggewen vir Oakdale wat hulle self vind in hulle eie kwartgebied. Sal hier wel uitkom. Hulle kon nie oor daai voordeellyn kom in daai eerste beweging van die afskop af nie. Nog nie weer die bal gesien nie. Nelspruit hier om te speel. Ja, die eerste skram nou vir in guns van die Bulle. Dit is Kai Pratt, Adrian Smith en François Leroux teen Dylan Dani Ndela op loskop, D'Angelo Roberts en Gert Kloete. Kai Pratt wat natuurlik ook by die SA Rugby ontwikkelingsprogram vir onder 17s betrokke was saam met sy hakkermaat Adrian Smith. So baie talentvolle spelers daar in die voorry vir Oakdale. Ons gaan kyk of hulle Dani Ndela, D'Angelo Roberts en Kloete hulle man gaan staan. Groot pak voorspelers hier van Oakdale. Die Nelspruit pak lyk ook nie sleg nie. Ja, verseker Nelspruit wat op hierdie stadium nog glad nie terug staan vir die manne van Riversdal nie. Tyrese Plaatjies nie ingekom in die span. Sy eerste wedstryd vandag. Maar goed skoon in die agterkant is Foster wat die verdedigingslyn aanval om net te probeer voorvoetbal kry op die eerste fase. Nou die skop van City Vosloo met die regterskoen kom hy deur. Vind grond daar in die agterkant, goed beheer of slim beheer althans deur Nelspruit om die bal op te pik en nie aan te slaan nie.
Die duikslag word daar gedoen op die 10 meter en nou is dit weer Oakdale wat oor die bal dryf en die bal terugwen en vorentoe aangee. En 'n skram in die guns van Nelspruit om weer te probeer. Maar definitief Nelspruit wat gaan meer manne na daai afbreekpunt toe wil stuur net om die bal sekuur te maak vir hulle self. Goeie werk deur Augustyn om daar te kom. Die bal wat nie vinnig genoeg uitgekom het aan die kant van Nelspruit nie en die voorspelers van Oakdale was daar. Bal terug te wen, ongelukkig nie skoon bal uitgekry nie. Daarom die aanslaan of vorentoe aangee. Ja, Liam Pringle weer met bal in hand. En na 5 minute is die telling nog steeds om 0-0 en die strafskop aan die kant van Nelspruit. Die skeieregter dui aan dat die Katkai Pratt die skram grond toe getrek het. Gert Kloete kry die grootste handeklap vir die dag sover van sy spanmaats hierso. Lekker om te sien. Dan en verseker die energie vlakke nog hoog aan beide kante. Die reservebank van Nelspruit is omtrent besig hier langs die veld. Dis weer die Angelo Roberts wat 'n goeie begin beleef het met die lynstaande 2-2 vir Roberts. Gaan weer een sy springer probeer vind. Dis net 'n 4-man lyn staan. Spring voor, beweeg agtertoe en vang mooi die bal. Verseker het hulle lynstaande geoefen gedurende hulle tyd. En is weer die rolmaal beweging wat hulle probeer vorentoe werk. Oakdale wat nou so 'n bietjie verbrokkel voor hulle. Nog steeds Nelspruit wat treetjie vir treetjie, maar dit lyk of Oakdale nou hande op die bal het. Wat sê die skeieregter? Bal is beskikbaar. Die bal kom uit in die hande van John Duncan, die loskakel wat daar na die oorkant se kantlyn toe aangee. Nog steeds werk hulle vorentoe en binne in die 22 meter gebied van Oakdale. Pringle wat die bal uitkry vir Duncan en nou gee hy die bal vir Wian Lou om vorentoe te dra in die verdediging. En eerste man in, sê die skeieregter, omgekeerde besit aan die kant van Oakdale. Maar dis net daai tweede man wat op sy knieë was, dis Jacobus de Villiers, die 8ste man van Oakdale, wat op die grond die bal gespeel het in die mening van die skeieregter. Skeieregter net daar verduidelik wat gebeur het. En die geleentheid weer vir Nelspruit. Lyk of hulle wel die lyn staan gaan vat. Oakdale op hierdie stadium net besig om te verdedig. Graag die hande op die bal wil kry. Baie goeie skop. Daardeur die loskakel John Duncan. Nog 'n lyn staan op die aanval. So 5 tree, 6 tree van die doellyn af van Oakdale. En sekerlik sal daar weer 'n rolmaal beweging opgeset word. Wag net daar soos 'n klein tegniese probleempie lyk met daar aan die oorkant. Tweede bal op die veld, maar hulle gooi diep in die hande van Von van Sail, die skeieregter, wat sê dit is heeltemal buite die skouer van die ontvangende speler Von van Sail en daarom die skram in die guns van Oakdale. En hierdie wind is definitief die faktor wat pla. Die vorige wedstryd het ons glad nie skewe ingooi gehad nie en daai wind het heeltemal opgekom op die veld. So skeieregter wat hierdie keer sê skewe ingooi. As ek so kyk na hoe hulle opstel, sal Tyrese Plaatjies die bal van agter die skram vir Christian Foster gee om vas te maak op die eerste fase en dan weer City Vosloo se skopskoen gebruik om die lyne skoon te maak. Jacobus de Villiers uit vir Foster wat vasmaak en nou City Vosloo wat terugval in die sakkie, maar hulle gebruik nog steeds die voorspelers en die strafskop in die guns van Oakdale vir omkantspel. Nou net om so 'n bietjie druk te verlig, Peer. Ja, hulle gaan definitief uit hul kwartgebied hier wil kom. Reinhard Viljoen met bal in hand. Net uitkom, weer hand op bal kry. Skop lyk goed. Ja, Reinhard Viljoen met die regtervoet. Ja, gaan die bal veld af tot so halfpad tussen die 10 meter en die halflyn. Baie goeie skop. En aggeneem hierdie dwarswind wat hier oor die veld hang. Die bal in die kant van Oakdale. Dis hulle eerste lyn staan. Adrian Smith gaan hy sy springer vind. Mooi gaan hulle op in die middel. Dis in die hande van Liam Lightly.
wat dit afbring vir Tyrese Plaatjies en nou word daar geslaan in die middenveld. Nog steeds Oakdale wat agter die voordeellyn gevang word. Die voorspelers van Oakdale wat nou die verdediging breek. Ongelukkig vir Oakdale daar laaste aangee wat grond toe gaan en nou is 'n Nelspruit op die aanval in die hande van Tinyiko Silubane. Die afrigters wat hard skree langs die veld, hulle moet speel. Gert Kloete wat oor die voordeellyn kom en Sky Pratt wat moeilikheid maak by die afbreekpunt. Sky Pratt goeie werk daar om die bal terug te wen. Ongelukkig die aanslaan natuurlik in die tackle, bal wat verlore gegaan het. Ek kan sien Nelspruit so ver tevrede met hierdie eerste 10 minute en hoekom nou nie? Nie aldag wat hulle geleentheid kry om teen die Wes-Kaapse skole te speel nie. Om hier nou toe te reis, week of wat van die huis af weg te kom. Natuurlik die ou skool van Dwayne Vermeulen. Ook die agste man trui gedraad. Nelspruit wat op hierdie stadium mooi die bal versprei oor die veld en sodoende ook die voorspelers, die groot pak voorspelers van Oakdale laat rondbeweeg. Jacobus de Villiers wat daar aan die agterkant kyk wanneer die bal uit is en hulle snyp binne toe. Oor die verdedigingslyn gaan Rian Botha. Nou na die oorkantse kantlyn toe en dan word hard gehardloop deur Wian Lou. Met intensie slaan hy die verdedigingslyn. Pringle eers daai kant, dan weer hierdie kant in die hande van Lindani Ndela. Die bal wat los is. En vinnig word op die bal geval deur Nelspruit. Kyk of hulle hom kan terugwen. Bal beskikbaar vir Pringle aan die agterkant. Weer eers daai kant en dan hierdie kant Liam Lightly wat opskiet uit die verdediging uit, maar dit is Werno Heinz wat aftrap binne toe. En om net klop aan die binneskouer en hulle vind hulle self nog steeds in Oakdale se kant van die helfgebied. En Wian Lou wat die bal ongelukkig aanslaan. En dit was Tinyiko Silubane wat gedog het, hier kom 'n 50 meter draffie vir sy eerste 3 van die wedstryd, maar dit was net ongelukkig die aanslaan van Wian Lou wat die bal teruggee vir die Oakdale Bulle. Gelyk nou goeie verdediging daar van Dion Augustyn. Hy was nogal besig in die eerste 12 minute van die wedstryd. Maklik om hom raak te sien met daai rooi scrum cap. Groot man, groot seun. Net graad 11. Ja, verseker 'n goeie toekoms ook vir Dion Augustyn. Die eerste scrum wat suksesvol uit was, het goed gelyk vir die Oakdale Bulle se groot voorspelers. Kom ons kyk of Nelspruit kan terugslaan met hierdie enetjie. Dis Plaatjies wat net terughou word deur die skeieregter. Nou die bal wat uitkom aan die kant van Plaatjies. City voorsloer Reinhard Viljoen wat uitgee na die regtervleuel. Andrei van der Merwe wat hom op die voet plaas. Hy gaan vorentoe ongelukkig. Jaag hom oor die kantlyn. Andrei van der Merwe, ook 'n graad 11 leerling by die Hoërlandbouskool Oakdale, kry sy eerste kans in die wit trui van die Oakdale Bulle. Ek dink Andrei van der Merwe kon daai bal bietjie langer vasgehou het. Hy definitief op spoed gekry en die doellyn was oop. Hy kom nou net hoek toe gegaan het. Hy was daar, kan jy sien, daar was 'n gly van die heel agter. Jean Erasmus. Ja, die oomblik dalk net te groot beer. Sy eerste raak aan die bal in hierdie wedstryd en in die wit trui. Hulle gooi voor Nelspruit, vang so 'n bietjie vir Oakdale aan die slaap in die hande van Lindani Ndela. Terwyl hy nou vasgemaak word in die middenveld deur Von van Zyl. Voordat Pringle terug gaan gee vir Duncan om veld af te jaag. Sit hom op die regtervoet middenveld af vir City Vosloo terug vir Oakdale. Spring so 'n bietjie daardie kant toe en hierdie kant toe voordat hy rigting kies. En nou sit hy in die hande van Henrik Scheffer aan die oorkant. Voordat hy plat getrek word deur die Nelspruit verdediging. Jacobus de Villiers raak baie vinnig van daai bal ontslae. Weer Reinhard Viljoen wat koers kies. Jacobus de Villiers wat sy voete verloor en grond toe gaan. En is nog steeds lewendig gehou. City Vosloo wat bal en al gevang word daar aan die oorkant. Baie goeie opskietverdediging deur Rian Botha. Maar is die skeieregter wat die spel terugbring. Skeieregter vra net, daar was 2 strafskoppe, so hy wil net weet waar Oakdale dit wil hê. Dit lyk beter met bal in hand vir Oakdale. Gelukkig die bal wat verlore gegaan aan die oorkant. Skeieregter vra net wil hulle hê, maar daar is die tweede strafskop wat gebeur het vir die onkant spel van Nelspruit.
Ja, so halfpad tussen die 22 meter en die doellyn is Reinhard Viljoen met bal in hand. Reinhard Viljoen baie mooi deurgebreek daar. Hy's gevaarlik as hy op spoed is. En net 5 meter uit bevind die Oakdale Bulle hulle self teen die Nelspruit Rhinos. In die eerste 15 minute die telling nog steeds op 0-0. Nelspruit wat baie goed gedoen het in die begin en die momentum behou het. Die momentum wat stadig maar seker so 'n bietjie verander nou op hierdie stadium en is nou 'n rolmalbeweging aan die kant van Oakdale. Adrian Smith wat weer sy springer vind. Nou druk hy sy kop in met bal onder arm. Gaan hy oor die doellyn, die skeieregter se hand omhoog en Adrian Smith, hakker van Oakdale, druk sy eerste 3 van die wedstryd. Afrigter Malan du Plessis sal tevrede wees met daai lyn staan, 5 meter van die doellyn af, gevormde lyn, rolmalbeweging, baie beter regop gebly, vooruit te beweeg. Adrian Smith oor vir Oakdale se eerste 3. En hulle lyk beter met bal in hand. 2 harde wedstryde gehad tot nou toe. Grey College op Bloemfontein gaan speel as hulle eerste wedstryd van die seisoen. Nie op maat nie. En 'n baie goeie Rondebosch span. Verlede week op Wynberg. Hulle verloor 10-7. Ja, harde wedstryd. Rondebosch wat nog op groot paar name gaan vat hierdie seisoen. Baie goeie span, dit is een van hulle jare hierdie jaar in 2025 terwyl City Vosloo aan Lepale toe. Kry die regtervoet deur, hou sy kop af, maar die vla bly saam met sy kop af. En ongelukkig kon hy net hierdie skop verdoel nie. Die telling tans 5 punte teenoor 0 in die guns van Oakdale na 16,5 minute. Hier kan ons weer sien, daar kom van die lyn staan af. Rolmalbeweging. En Smith oor. John Duncan met bal in hand gaan weer die bal hoog die lug in jaag. Liam Lightly onder dit vir Oakdale. Ontvang die bal baie goed en vind homself op sy eie 22 meter lyn, sekerlik net buite die 22 sal die skeieregter sê. Plaatjies jaag hom op die voet hoog die lug in. Baie druk die regtervleuel van 'n Merwe, maar Nelspruit wat baie mooi die bal aan die lewe hou. Word geduik daar in die middenveld, weer is dit Pringle wat die bal uitkry. Hy speel hier na die diskant se kantlyn toe. Vinnig raak hy ontslaan in die hande van Gert Kloete nou. Nou speel hulle na die oorkant se kantlyn toe. Word daar weer vorentoe gedryf, die Nelspruit aanvallers probeer net die verdediging intrek, maar dit is hierdie keer 'n strafskop in die guns van Oakdale. Weer Adrian Smith wat moeilikheid maak by die loskram. Vinnig daar gewees, hande om die bal gekry. Bal teruggewen vir Oakdale. Dit moet gesê word weer, hy het net genoeg gedoen, want daarna was hy van sy voete af. Ja, skeieregter gaan hom blaas soos hy sien. Hierdie keer het dit vir hom gewerk. Lyn staan op die kwart lyn nou van Nelspruit. Reinhard Viljoen wou 'n bietjie meer gehad het daar. Ja, verseker. Terwyl Kai Pratt en François Leroux instap, wag ons vir die res om by te kom. Jacobus de Villiers, Liam Lightly en die slot Rico Ferreira. Hulle gaan op daar in die middel word uitgeklap, plaatjies daar om te ontvang. Nou sit die agterlyn wat die bal deur die hande laat gaan. Foster in die middelveld wat ondersteuning soek. Verloor besit van die bal en aanslaan en daarom die skram in die guns van Nelspruit binne hulle eie 22. Christian Foster sy hand oop gekry daar en probeer sy span maar die bal gee. Gelukkig gaan hy verlore. Op hierdie stadium op die aanval lyk hulle goed. Daai ongedwonge foute, hier kan jy sien. Sy hand is oop. Gelukkig kry hy nie vir Scheffer nie. Daar was Scheffer op pad doellyn toe. Foster klaar die lyn gebreek. Skrams is redelik gelyk op hierdie stadium, alhoewel ek dink Oakdale hierdie swaarder pak. Ja, hulle sit die druk op. Hulle kry net hier 'n resultaat daarvan nie wat 'n pleintjie vir Nelspruit moet wees. Want dit is slim spel, kry die bal in en kry die bal uit en begin rugby speel. En nou word daar afgetrap na die binnekant toe. Dit is Rian Botha wat mooi oor die voordeellyn kom. Nou ver buite hulle eie 22 is dit Pringle wat die bal weer hoog die lug in jaag. Baie druk word toegepas daar aan die oorkant. Baie goeie duikslag en goeie vang.
En is Adrian Smith wat weer met bal onder arm hardloop. Plaatjies wat die bal uitkry. Kai Pratt, hy gaan sekerlik die pa aangee nie. En hy gee nou aan vir sy vaskopstit François Leroux. En dit is weer plaatjies met bal in hand. Terug na Rico Ferreira toe. Binne die 22 meter bevind Oakdale hulle self en die voordeel is daar. Strafskop in die guns van Oakdale. Vir Hanne op die grond, sê die skeieregter. Dit was goeie werk gewees. Ek weet nou nog nie hoe Kai Pratt daai bal uitgekry het nie. Maar bietjie kulkunsies. Viljoen wil hierdie keer seker maak en so maak hy. Ja, en verseker al die vaskoppe of die voorrye altans het altyd daar die donker towerkunsies daar in die skrams, maar duidelik het Kai Pratt dit in die algemene spel ook om ontslae te geraak het van daardie bal. Dis Adrian Smith wat 5 meter uit is, gaan kyk of hy sy springer kan vind. Liam Lightly aan die agterkant, die nommer 7 flank. Weereens sit hulle die rolmal beweging op en hierdie keer oor is hy, maar die skeieregter nie gelukkig nie. Janus Snyman wat daar oorval kon sy oë nie glo toe die rooi see voor hom oopmaak nie, maar die skeieregter wat sê kom terug vir die strafskop. These plaatjies wat nou skade weer oor die bal lê. Keer gaan hulle nie die lyn staan vat nie. Selfde hardloop. Vinnig word aangegee deur Foster, die groot binnensenter, oor is hy. En Oakdale oor vir hulle tweede 3. En maak die telling op 10 punte in die guns van Oakdale teenoor die 0 van Nelspruit. Christian Foster, ook bekend as Ozzy, wat daar oor gaan vir Oakdale. Hierdie keer 'n ander opsie gewees. Dit kom nou nie sterk groot binnensenter van Oakdale. Plaas die bal mooi, ken sy reëls. Oakdale wat nou 10 punte op die tellbord sit. Kans vir CT Vosloo om dit meer te maak. Kyk, dit wil vir my voorkom asof Oakdale so effe saam met die wind speel in die eerste helfte nou. Die wind wat so redelik gedraai het, Peer. Dat dit nou 'n paal tot paal wind is en Oakdale wat dit dan nou in hulle blaaie het. So verseker Nelspruit en skryf nog nie hulle kanse tot hierdie stryd af nie. Want met die verdraai van die wind kan baie dinge gebeur nog. CT Vosloo wat deur sy ritueel gaan voordat hy die bal gaan tref met daai geleede regtervoet van hom. Ja, kom hierdie keer deur die mikke vir 2 ekstra punte. Die telling tans op 12 punte teenoor 0 in die guns van Oakdale na 22 minute op die klok. Vosloo sal daar 'n bietjie kalmer raak na daai en deur die pale is, want dit is 'n bedreigde wind hierdie. Hy kan die bal vinnig wegvat. Die vorige wedstryd gesien hoe vinnig dit kan gebeur by die pale. En Duncan weer eens met 'n baie goeie afskop gee sy voorspelers kans om onder die bal in te kom, maar dis weer eens Liam Lightly wat goed die bal uit die lug uit gryp. Jacobus de Villiers wat vorentoe werk met die bal en plaatjies wat dit uitkry nou na die agterlyn. Viljoen wat dit op die regtervoet plaas. Skop die bal veld af in die keelgat van Jan Erasmus af terwyl hy terugkeer met 'n teenaanval. Kom hy binne, hy gaan buite en hy kom oor die halflyn in die guns van Nelspruit. Die skeieregter wat sê die speler wat die duikslag uitgevoer het, het nie die speler wat die bal gedra het gelos nie en daarom die strafskop vir Nelspruit. Daai klein foutjies wat nou inklim, daar was net 'n tackle ons net gemaak gewees het. Daar's genoeg spelers van Oakdale wat daar betrokke was om daai bal te kon wen. Gelukkig het nie die speler gelos na die tackle nie. En Nelspruit weer eens 'n kans vir hulle diep binne in die halfgebied van Oakdale. Gaan hulle verseker hierdie keer hulle kans wil gebruik. Dit is D'Angelo Roberts wat sover suksesvol was met 3 van sy 4 lynstane. Gaan sy springer vind, daar's baie beweging, kom vorentoe, gaan agtertoe, gooi diep in 'n baie mooi lyn staan in hierdie weersomstandighede. Kry die rolmal beweging opgesit en gee vir Oakdale baie van hulle eie medisyne. Die bal wat nou uitkom in die hande van die 5-slot Wernu Heinz word daar vasgevat deur sy teenoorstaande nommer Enrico Ferreira. Pringle wat die bal weer uitkry, nog steeds die swaargewigte Wian Lou wat nou oor die voordeellyn kom, weer oor die 22 meter lyn, vinnige bal besit in die hande van Rian Botha word daar binne toe getrap en sy sentermaat Ruben Greef is daar om skoon te maak. Hulle speel na die oorkant se kantlyn toe. Ongelukkig die akkuraatheid net nie heeltemal daar gewees op hierdie fase nie. Is weer Pringle wat die bal uitkry. Nou sit Ndela wat sy tree vorentoe inwerk. 'n Skoppie oor die agterkant, amper net die op van die bal.
wat vir regtervleuel Jordan Pretorius flous en oor die kantlyn wip. Goeie visie van Leon Pringle. Te sien, daar was niemand daar nie. Wip van die bal ongelukkig nie in hulle guns nie. Pringle wat my beïndruk op hierdie stadium, kry goeie vinnige bal as 'n agterlyn, heeltyd betrokke in die spel. Is weer Oakdale se lyn staan, hulle sal wel seker maak van hierdie bal, dit gaan mooi. En na die 5 slot Rico Ferreira toe, sit die fase op en Dian Augustyn wat goed oor die voordeellyn kom. Sekerlik gaan hulle lyne wil skoonmaak, dit is plaatjies wat terug aangee daar na CT Vosloo wat die bal veld afskop, vind die kantlyn nie. Hier's 'n teenaanval op die kaarte van Nelspruit. Hardloop 'n bietjie lateraal deur die regtervleuel Jordan Pretorius voordat hy geduik word. Die bal wat afgeneem was in kontak en nou sit die bulle Dian Augustyn wat kontak opsoek. Terwyl daar 'n paar manne aan sy buitekant was, die plaatjies weer wat vinnig skoon maak. Plaatjies wat regtig 'n goeie wedstryd het op die stadium van die geveg. Vir sy eerste wedstryd kan hy sy kop omhoog hou. Dit gaan oor na die oorkant toe. CT Vosloo wat oorslaan aangee na buite toe gee. En nou is dit Liam Lightly, die flank wat sy spoed wys. Met die binnekant is daar 'n man gewees wat nie gebruik word nie. Nou word die bal uitgegee na Henrik Scheffer toe. Binne in die 22 bevind Oakdale hulle selfs plaatjies wat skoon maak. Kai Pratt wat 'n paar manne besig hou om hom grond toe te bring. Waar daar vinnig weer skoon gemaak. Plaatjies wat weer manne soek. Dit is Rico Ferreira wat die bal laat val. Geen voordeel hier, sê die skeieregter, en 'n strafskop aan die kant van die bulle. Daar was 'n goeie loopie deur Liam Lightly daar aan die oorkant. 7 flank teen die kant af hardloop. Mooi om te sien. Kai Pratt ook die bal mooi gedra. 'n Paar spelers op sy rug. En dis Reinhard Viljoen wat nader gestap het, maar dit lyk my ons gaan weer vir 'n oefenveldbeweging. Deur Tyrese plaatjies, hy wag net vir die regte oomblik. Maar weer eens, dit was genoem hoe vinnig Liam Lightly is en hy het sy spoed mooi daar gewys. En dis Dian Augustyn wat vasgevat word deur aggressiewe Nelspruit verdediging. Die bal wat nou weer uitkom, Kai Pratt wat boer 2 seuns hardloop daarso. En hierdie keer is die strafskop aan die kant van Nelspruit. Die verdedigers wat net genoeg gedoen het dat Kai Pratt grond toe gaan en die derde man in het daai bal gesteel en die dag gered vir Nelspruit. Ek dink was meer as een beweging dalk wat die skeieregter gesien het. Daarom die strafskop. Ek wil so ongelukkig wees met daai geleentheid gehad punte aan te teken. Dalk maar net weer die lyn staan gevat het. Dryf maar beweging so ver gewerk. Ook 'n bietjie haastige besluit. Maar die lyn staan heidaglik op die 22 meter lyn van Nelspruit. Nie te ver veld gewen met daardie strafskop nie. Maar dis weer die Angelo Roberts wat sover 'n goeie dag beleef in die lyn staan hè. Ethan Estreisen wat die bal terugklap. Pringle wat so effe onder druk is, maar kry die bal weg op die voet. Bal wat binne toe gegee word vir CT Vosloo. CT Vosloo wat 'n paar meters maak en nou onderskep word. Dis Nelspruit wat hakskene wys vir die verdediging in die vorm van Tenjiku Silubane. En hy gaan oor vir die eerste Nelspruit 3. Baie goed gedoen deur Silubane om daardie bal uit die lug uit te gryp. 'n Bietjie gevaarlik om lank te pas in hierdie wind vandag. Dalk 'n bietjie korter passe gebruik. Nietemin alles in plek, jy kan nie sien Vosloo meer as een man aan die oorkant, maar ongelukkig daai van niemandsland. Silubane kan sy geluk nie glo nie. Iets vir die kamera ook nog. En dit so skyns voor halftyd. Bietjie momentum gee aan Nelspruit. En John Duncan wat die bal oorklits vir ekstra 2 punte, bring die telling terug na 7 punte in die guns van Oakdale. Silubane wat soos 'n kat 'n duif uit die lug uitgryp. En ek dink daar is nog baie meer spoed in daai bene as wat ons daar sien. Ek dink hy het nie eers sy tweede rad uitgekom nie, Peer. Ja, dit sal mooi wees om hom te sien in volle vaart. Hy het definitief iets daar in daai bene. Bietjie meer as 5 minute oor in hierdie wedstryd, eerste helfte. Reinhard Viljoen, baie hoë afskop. Foster wat daar is om die bal terug te kry vir sy span. Jacobus de Villiers wat weer eens hard geduik word deur die Nelspruit manne.
Nelspruit wat glad nie terugstaan op die verdediging op hierdie stadium nie. Dit is nou Oakdale wat aan die oorkant se kantlyn 'n gaping slaan. Binne toe word daar aangegee, net kort van die doellyn. Die bene is oor, die bal is nog agter, word opgepik deur Dejan Augustyn, is dit? Die 3 wat toegeken word in die guns van Dejan Augustyn en Nelspruit se afrigters sal nie gelukkig wees met die onmiddellike terugslaan van die Oakdale bulle nie. Alles goeie werk van Meiburg Eksteen aan die oorkant. Bal in hand, goed gelyk, teruggespeel. Nou, ek glo dit was Vosloo, ons gaan nou sien. En Augustyn, goed gedoen om daar te kom. Jy kan sien Meiburg. Weer terug binne toe. Na Scheffer. Dan Augustyn, wat sê baie dankie. Assistent skeieregter gee sy duim. En is weer CT Vosloo wat nou vir sy 3de poging aanlê paale toe. Dit raak nie makliker vir CT Vosloo nie. Hierdie ene uit die hoekie uit. Ja, heeltemal teen die wind. Maar hier in die Kaap, daar op Riversdal is die wind dalk nie soos hier in Stellenbosch nie. Dalk nie baie geleentheid gekry hierdie te oefen nie. CT Vosloo wat alles agter daai bal in sit, links verby. Hou die vla laag. Dit is nou tans 17 punte teenoor 7 in die guns van Oakdale na 31 minute op die klok. Nelspruit wat verseker nou weer sal wil terugslaan. Hulle het goed gedoen met hulle vorige 3. Soveelste wedstryd van hierdie NMI Toyota Noord-Suid waar daar direk 'n 3 gedruk word deur die opposisie. En weer hoog word afgeskop. Dat is vroeër genoem, dit is John Duncan wat elke slag sy voorspelers die kans gee om onder die bal in te kom. Maar hierdie keer die aanslaantjie daarso, maar is ook Dale wat wegkom met die bal. Mooi word daar grond toe gebring weer deur die verdediging van Nelspruit deur Rico Ferreira. Nie die beste van skoppe nie, maar hy's veld af en nou is dit Von van Zyl wat vir die regtervleuel Andrei van der Merwe as 'n spoedhobbel gebruik. En 'n hoë duikslag ook nog, daarom die strafskop in die guns van Nelspruit. Von van Zyl het vir Andrei van der Merwe daar gegroet. Sê sy eerste wedstryd in die wit trui. Gelukkige hoog tackle. Aan die kant van Oakdale. Moeilike skopping. Duncan wat die bal veld afjaag, vind goeie veld op daardie skop, is net buite die 22 meter lyn van Oakdale met D'Angelo Roberts wat weer eens vir ons die bal gaan ingooi. Sy diep gooie is baie akkuraat op hierdie stadium van die geveg, veral met hierdie wind weer. Ja, die omstandighede is glad nie in sy guns nie. Daarom is dit nog beter weer oor die 15 meter gooi hy, dit is aangeslaan. Dejan Augustyn wat die bal oppik daar in die agterkant. En die Oakdale bulle wat kan wegkom is Reinhard Viljoen wat vinnig aangee na die buitekant toe. Nou CT Vosloo speel hulle daar by die oorkant se kantlyn in die hande van Henrik Scheffer. Hierdie keer voordeel in die guns van Oakdale. En weer eens wil die bal lewendig hou. Jacobus de Villiers wat so 2 manne besig hou op sy stappie na die halflyn toe. Binne toe word daar getrap deur Oakdale, sit die fases op, trek die verdedigers in en CT Vosloo na die oorkant toe. Foster, nou gee hy vir linkervleuel Meiburg Eksteen, word binne toe geskop. Daar's 2 Oakdale manne agter, maar is 3 drukker, Tinyiko Silubane wat probeer die dag red. Hy gooi die bal binne toe. Maar reeds uit sê die lynregter. Dit klink vir my of dit wil vir my altans voorkom asof Meiburg Eksteen die bal oor die kantlyn gevat het. Ja, dit is, sê meneer lynregter met die hand wat wys daarna Nelspruit toe. Hulle kan weer druk verlig met hierdie lyn staan. Net uit spasie uitgehardloop daar deur Meiburg Eksteen. Maar goeie hande gewees daar van Christian Foster. Vinnige hande. Eksteen weggesit het. Roberts wat ongelukkig 'n dubbel gooi het en daarom die kort arm vryskop in die guns van Oakdale, ook bekend as 'n mik. Tydie plaatjies wat daar staan, weer eens vir ons die vraag, sou dit nie wyser gewees het vir die lyn staan en dan die rolmaalbeweging wat nou al vir hulle baie sukses gegee het in hierdie wedstryd. Was Tydie plaatjies Foster wat weer sy krag gebruik
En oor gaan hy vir nog 'n 3, sy tweede van die wedstryd. En dis Christian Foster, groot binnesenter van Oakdale, wat dit redelik maklik laat lyk, Pierre. Daar was verseker iets wat hulle geoefen het en hoekom nie die vorige keer geslaag. Waarom iets vir anders doen? Nelspruit wat net nie hulle keer kon kry daar nie. Foster se hele liggaamshouding is 100% korrek. Gaan laag in. Dit is bitter moeilik om 'n man wat laag is te stop, veral met daardie grootte en so naby aan 'n doellyn. Dis 'n bietjie beter werk van Oakdale. Vind hulle self nou 22 punte teenoor 7 voor in die halftyd. Vletjie wat gaan blaas hierna. Vosloo nog al die skoppe van die oorkant of die hoofpaviljoenkant moes vat. Bietjie moeiliker gemaak het. Ja, en dan suksesvol met 2 van sy 3 skoppe, met sy 4de poging uiteindelik. Lê hy aan. Die vlaam hoog gemaak, 3 uit 4 en die telling tans op 24 punte teenoor 7 in die guns van Oakdale. En so kom halftyd ook bly ingeskakel. Ons beloof hier 'n tweede helft. Oakdale tans wat 24 teenoor 7 punte voorloop in die eerste helfte. Baie goeie eerste helfte wat die manne van Riversdal beleef het. Nelspruit wat hulle self in die wedstryd gehou het ook in die eerste helfte met 'n baie goeie 3 deur Silubane. Maar dis Nelspruit tans wat wegkom met die bal. Nelspruit en hulle tradisionele swart rye wat van links na regs speel en Oakdale wat van regs na links speel, verskoon my. Terwyl daar veld afgeskop word, is dit Duncan City Vosloo aan die agterkant wat gee vir Reinhard Viljoen, gevaarlike Reinhard Viljoen. Gee dan nie van die akkuraatste skoppe nie, maar 'n enorme duikslag aan die oorkant van die veld om dinge te probeer regmaak. Nelspruit nog steeds in besit en dis hande op die bal vir Ruben Greef. Van Nelspruit terwyl die bal nou stadig gemaak word aan die kant van die manne met die swart treye. Nog steeds bevind hulle self in hulle eie helfte. En dis Gert Kloete wat probeer oor die voordeellyn kom, maar in die gesig van Gert Kloete is Ferico Ferreira die lang slot, nommer 5 slot van Oakdale. Nou word dan met intensie gehardloop, maar is Kai Pratt wat staan soos 'n baksteenmuur in verdediging. Weereens Nelspruit wat uitstekend doen om die bal lewendig te hou en beskikbaar te hou vir die res van die span. Word op die voet geplaas veld af. Aan die agterkant City Vosloo weereens Reinhard Viljoen wat die bal op die wip vat. Die regtervoet wou ingelê word, terug na City Vosloo toe. Hier's manne aan hierdie kant. Nou gebruik hy nie die manne nie, want hy gebruik sy spoed in die hande van linkervleuer. Dit is Meiburg Eksteen, maar die kantlyn wat die wedloop wen. En net so klein twinkie daar op die kantlyn, en as dit vir nog 'n 3 aan die kant vir Oakdale. Tweede loopie vir Meiburg Eksteen wat hy teen die kantlyn is en hierdie keer ongelukkig. Het lyk vir my het net bietjie sy balans verloor. Toe hy daar die bal ontvang het, goeie werk deur Vosloo om daai gaping te sien. Daar kan jy sien hy het net, dis waar hy getrap het. Gelukkig, ek dink hy nie of dit die duikslag is van Kai Pratt wat die Nelspruit speler nog op die grond het nie. Ja, Meiburg Eksteen wat baie mooi gedoen het met die fop aangee om verwon van Sail te flous. Maar met dit het hy linker twintjie toe nou op die kalk getrap. Ek het vergeet van Reinhard Viljoen met die skoppie en toe die duikslag aan die oorkant van die veld nie. Jy kon dit hoor tot hier. Ja, kyk, as jou speler 'n fout maak, is dit graag hoe jy wil hê hy moet dit regstel, Peer. Maar pleipie vir Nelspruit, hulle het daai bal gehou met tye onder groot druk van die Oakdale voorspelers. Ja, verseker, mense voel nog dat Nelspruit in die wedstryd is en net so 1 of 2 balle na hulle kant toe moet gaan vir hulle om heeltemal terug in die wedstryd te wees. En daar was een van die geleenthede. Ongelukkig die aanslaan. Eerstens 'n voordeel word gespeel aan die kant van Oakdale. Speel na die oorkant se kantlyn toe. Dis Reinhard Viljoen wat die bal uitkrap daar vir sy span. Vorentoe word daar gedryf, dit is weer plaatjies aan die agterkant. Speel die klein kant. Vergeet so fop aangee, draai hy die duikslaa uit voordat hy aangee in die hande van Silubane. Silubane wat nou 'n gereelde onderskepper is, lyk dit my in hierdie wedstryd. Doen baie goed, hou die bal nog lewendig op die wip en dan 'n enorme duikslag weer eens van Reinhard Viljoen
om vir Pringle net oor die kantlyn te help. Goeie werk van Pringle om daai bal lewendig te gehou het. Kan ons sien. Kyk, is gespeel, nog 'n skoppie deur hom. Dan natuurlik die bal wat gehoop het. En Reinhard Viljoen wat nie die vlag gesien het natuurlik nie. En dit is weer eens 'n goeie ingooi aan die kant van Adrian Smith en die Oakdale Bulle. En dis Foster wat weer die verdedigingslyn aanval. City Vosloo wat tans die bal onder arm het. En dis Plaatjies wat hard werk om daai bal uit te kry. Kai Pratt wat nou nie sy lyf verdediger hou nie, maar aanvaller. En hy hou omtrent die hele span besig. Liam Lightly wat vorentoe werk. Dis nou weer Plaatjies wat die bal probeer uitkry in die hande van Annelie Schäfer wat vinnige hande wys en daar wys Jacobus de Villiers akskene vir die verdediging en druk die bal onder die pale vir nie 'n 3 nie, sê meneer die skeieregter. Hy sê daar's 'n vorentoe aangee. So die Oakdale manne wat so terugdraf halflyn toe, gaan al die pad moet terugkom. So net weer kyk. Dit was Schäfer wat die bal ontvang het en daar die enetjie die vorentoe aangee, sê meneer die skeieregter na Jacobus de Villiers toe. Op die merkie was die skeieregter. Ja, skeieregter het seker die beter posisie gehad van hierdie kant af. Ons nie regtig sien. Die hande het mooi gelyk. Skeieregter wat vir 'n lang tyd saam met Jacobus de Villiers gehardloop het tot langs die palle vooruit die assistent skeieregter was ook al agter die doellyn. Maar nietemin word teruggeroep. Skram van Nelspruit. En daar sien ons van die ondersteuners hier by die NMI Toyota Noord-Suid rugby toernooi. Die gees is hier. Vanaand se hoofwedstryd tussen Paul Roos en Garsfontein. Beloof om een vir die boeke te wees. En Pringle met die bal wat ingesit word en weer 'n enorme skram deur die Oakdale Bulle. Maar daar word gesê is voor die tyd geskram en daarvoor die vryskop in die guns van Nelspruit om so 'n bietjie druk te verlig. Oakdale sal self ongelukkig ag daar. Bal wat in was. Tydsberekening net nie reg nie. Baie mooi skopveld af. Daar moet onthou word dit was 'n vryskop, so die bal nou in die guns van Oakdale. En hier kan ons nou sien hoeveel die wind faktor gaan wees, is reg voor ons. Adrian Smith is bal in hand. Kamu Monkwe wat sy pad op die veld maak. Dit lyk vir my dis in die plek van Duncan. En dis Lightly wat weer hoog rank vir Adrian Smith. En nou Adrian Smith wat vir Foster gee. Foster wat een verdediger afstamp en die bal lewendig hou daar na die oorkant toe. Oakdale wat die bal versprei en Adrian Smith wat 'n gaping slaan na 'n aanslaan. Lyk nie of Smith die bal verwag het daar nie. Hy het wel mooi omgekom. Nou net hierdie klein aanslaan wat inkruip vir Oakdale. Net bietjie die bal vashou. Definitief in beheer nog van hierdie wedstryd. Reinhard Viljoen wat ook nou ingeskuif het na losskakel toe met City Vosloo wat terugval na heel agteroe. Hulle verwag seker maar die skop om deur te kom. Kan ook 'n verdedigingsplan wees aan die kant van Oakdale. En Monkwe wat die bal insit, weer eens 'n groot skram aan die kant van Oakdale, maar die skeieregter wat vir hulle sê om te stop. Nou word daar deurgeskop, dit bal wat wip op die groen velde en oor die kantlyn wen hulle veld, maar die bal nou terug in die besit van Oakdale. Ja, ek dink dis net 'n taktiese skop daai, daar was 'n groot gaping. Weiberg Eksteen wat in die lyn was, nie teruggeval het om die skoppie te sien nie. Daarom kon die loskakel Duncan kantlyn opsoek. Adrian Smith met bal in hand, Liam Lightly wat weer eens opgaan. Definitief 'n baie goeie verhouding tussen die twee seuns terwyl Foster weer eens die verdediging besig hou, opgepik deur Nelspruit en 'n strafskop by die guns van Oakdale. Man sonder die bal geduik, sê die skeieregter en daarom die strafskop. Christian Foster het vir daai gepleit. Die skeieregter uitgewys daar en die skeieregter het toe saamgestem. Dalk te vinnig gebeur op die oomblik dat hy dit nie raak gesien het nie, maar toe hy daar
oordink. Die bal wat nie uitgeskop word deur Reinhard Viljoen, nou die teenaanval deur Jordan Pretorius, terwyl hy die bal daar na die oorkant toe stuur, weer eens in die gesig verdediging van Oakdale, skiet op en hou die aanvallers besig. En agter die voordeellyn en die strafskop aan die kant van Oakdale, goed gewen weer deur Foster, die binnesenter, wat eers oor die bal is. Daai verdediging van Oakdale wat vinnig op was. Gelukkig die binnesenter Rian Botha sover 'n goeie wedstryd gehad het. Bal in die hand betrap. En hierdie keer Reinhard Viljoen, baie meer akkuraat en jaag hom oor die kantlyn omtrent so 8 meter uit. Bevind die manne van Oakdale hulle self. Belangrikheid van 'n uitskop van 'n strafskop is. En is baie min wat jy tweede kanse kry, maar hierdie keer wel so. Liam Lightly sekerlik in die 7 try wat gaan opgaan. Soos ons gesê, die verhouding tussen Adrian Smith en Liam Lightly, omtrent al die lynstande wat sover na die 7 try toe gegaan het. En daarna kan ek vir jou amper waarborg, Peer, dat 'n rolmal beweging is op die spyskaart. Weer eens hoog gerang deur Lightly in die 7 try. Agter is Adrian Smith, kry die bal onder die arm. Stadig stap hulle vorentoe, nou geduld aan die dag. Adrian Smith oor en daar's die arm omhoog. Sy tweede 3 van die wedstryd. Uitstekend beplan deur die manne van Riversdal. Mooi geroep daar, Heinrich, as jy die lotte nommers vir my het, so later in die dag. Goeie werk deur Oakdale. Presies wat hulle wou doen, 5 tref van die lyn af. Goeie skop eerstens deur Reinhard Viljoen. Hier's Adrian Smith, vind sy springer Lightly. Die dryfbeweging net te sterk. Die pak voorspelers van Oakdale ongelooflik sterk en groot. Adrian Smith met bal in hand. Hy maak nie fout nie. Tweede keer oor die doellyn vandag. Ja, al twee hierdie span is die eerste wedstryde van die NMI Toyota Noord-Suid rugby toernooi teen mekaar vandag. Dan kom hulle weer eens Dinsdag teen ander spanne te voorskyn in wedstryde. Nelspruit vat vir Rondebosch aan. Dit is die span wat vir Oakdale geklop het verlede naweek met 10 punte teenoor 7 en dan Oakdale vat vir help mekaar op hierdie selfe veld weer aan ook. Beloof om ook 'n groot stryd te wees terwyl City Vosloo aan lê paal toe met die son in sy gesig. Stoot die bal laag deur. Weer eens net regs verby. En is lekker vir Nelspruit om al die pad hiernatoe te kom en geleenthede soos Rondebosch. Vir alle skole van Mpumalanga kom min in jou tyd. Sal net die ervaring kan geniet en Rondebosch gedigte span, soos jy genoem het, al het Oakdale geklop. Baie harde wedstryd daai. 10-7. Ja, ook baie anderste weersomstandighede gewees, nat onder voet. Absoluut. Winderig, koud. Wynberg. Net soos die Kaap hom kan gee. Maar dit is nou Pringle wat die bal hoog die lug injaag en van die skouer af wil dit vir my voorkom van die Oakdale bulle af. En daarom sê meneer skeieregter speel aan, maar hier word 'n stewige loopie en Harold Foster wat op sy rug opeindig as verdediger. Nie gedink jy gaan sommer dit sien nie, maar 'n baie goeie loopie deur Nelspruit. Sit hom op die voet deur City Vosloo aan die agterkant vir Reinhard Viljoen. Reinhard Viljoen met 'n aangee daar na die buitekant toe vir Liam Lightly. En Von van Sail na daai loopie bly net eers op die grond. Lyk of sy bietjie stamp in die kop weg het. Plaatjies wat die bal wil oppik, maar dis Kai Pratt. En dis 'n strafskop in die guns van Nelspruit. Wonderlike spel by die afbreekpunt vir Nelspruit. Von van Sail met 'n uitstekende loopie. Bietjie lateraal voordat hy begin koers kies het. En toe vat hy van een van die grootste verdedigers op die veld op hierdie stadium aan en hy wen daardien sonder veel moeite. Sail het sy kop vasgehou daar toe Foster agtertoe gedruk het. Daarom 'n harde hou. Voorheen gesê soos baksteen muur. Pringle wat nou lyk vir my in die loskakelposisie ingeskuif het. Veelsidige speler. Ja, met Monkwe wat opgekom het Pringle uitgeskuif en Duncan was vervang gewees. So dit was 'n bietjie aanpassing daar in die agterlyn.
Maar 'n baie goeie skop deur Liam Pringle om vir Nelspruit binne die 22 meter gebied te sit van Oakdale. 'n Diep gooi weer eens deur die Angelo Roberts. Baie mooi gedoen, die bal wat lewendig gehou word. En nou net so 10 meter uit is dit Nelspruit op die aanval. Stadig om die bal uit, nou in die hande weer van agste man Von van Zyl. En Adrian Smith wat oor die bal is, maar die bal nog steeds aan die kant van Nelspruit. Nou gaan hy deur die hande kom. Binne toe word getrap, nog steeds lewendig gehou in die hande van John Erasmus. Word doodgevat. En die fluitjie wat blaas vir 'n aanslaan, maar meneer die skeieregter het voordeel gespeel in die guns van Nelspruit. Die kans is nog steeds daar vir die manne van Mpumalanga. Monkwe wat oor die bal staan. Hy wil 'n vinnige tikskopie neem, maar dis groot Gert Kloete wat sê nee, dis my bal die. Hy het hierdie geoefen op die veld, daar Nelspruit. En is deur die bene. Wel gedaan Gert Kloete. Dit bal wat nou versprei word daar na die oorkant se kantlyn toe. En mooi geskoon gemaak deur Nelspruit. Monkwe wat die bal uitkry vir Pringle. Dis in die hande van Dela. En nou is dit Oakdale wat wegkom met die bal en ongelukkig die laaste aangee wat agtergelos word. So half teen die verwagtinge van skramskakel Tyrese Plaatjies. Kyk, hierso was 'n agtertoe gespeel daardeur. Hy het vir my vorentoe gelyk van Gert Kloete af. Eerste aanslaan. Toe die aanslaan van Oakdale. Skeieregter nie daai gesien nie. Daarom die skram vir Nelspruit. 'n guldige geleentheid om aan te val. Ja, baie goeie aanvalsplatform vir Nelspruit. Hulle het 'n kleiner kant en 'n groot kant. So hulle kan nou kies waarom aan te val. As net een verdediger op die klein kant huidiglik. En teenoor hom staan Jordan Pretorius van Nelspruit. So kan ons 'n 8, 9, 14 aan die klein kant sien. Goeie linkerskouer wat Oakdale gee om daardie beweging te verhoed. Hy is die krag van Kai Pratt te deurkom. Gert Kloete aan die begin van die wedstryd 1 gewen het. Strafskop en hy het gejuig gehad. Jy kan ons sien Kai krag van daai jong man. Ja, baie belovende speler met 'n groot toekoms voor hom. Gaan Nelspruit nou weer probeer. En die strafskop aan die kant van Oakdale, sê meneer die skeieregter. Hy sê dat die bene van die vaskop stit was 'n bietjie ver terug en daarom het hy grond toe gegaan. En dis die voordeel van Oakdale met daai groot pak voorspelers. Hulle gaan vir die 70 minute so druk. En Reinhard Viljoen wat balveld afskop, 'n baie goeie skop. As 'n plaasvervanger wat opkom in die vorm van Kyle Burger op vaskop. Adrian Smith. Ons gaan dit nie sê dat hy nog nie of al onsuksesvolle lyn staan in hierdie wedstryd gehad het nie. En dit is weer Liam Lightly en Adrian Smith wat opkoppel daar. So en City Vosloo wat binne toe trap. Jacobus de Villiers, die agste man en weer City Vosloo wat net nie kon vashou aan daardie bal nie. Die aangee dalk so 'n bietjie agter City Vosloo om regverdig te wees. En weer met die loskram Oakdale wat afneem. En dit is groot Dian Augustyn wat nou hardloop soos 'n kameelperd aan die oorkant en Liam Lightly wat net nie weer kon vashou nie. Net daai laaste aangeel wil dit vir my voorkom, Peer. Hoeveelste keer vandag nou wat Oakdale op die aanval is en die hantering verlore gaan. Hierdie was 'n groot beweging deur Augustyn. Gelukkig die bal vorentoe laat val. Ja, die lang bene van Dian Augustyn wat mooi vorentoe werk. Augustyn self baie goeie wedstryd tot nou toe gehad. Baie lewendig op die veld gewees met tye. Vorentoe gegaan, elke keer die voordeel lyn gebreek het. En gaan Oakdale hierdie skram gebruik. Die vorige een was 'n strafskop vir hulle. En 'n nuwe speler op die veld in die vorm
van Wayne Ganiwa in die 24 try. Wat sy pad opgemaak het, die linkervleuel Meiburg Eksteen wat nou na die regtervleuel toe gaan. Dis Monkwe aan die ander kant van die skram wat die bal wil insit, maar weer skrams wat nie heeltemal volgens wense gaan nie, en dan sien ek Joshua, verskoon tog Kyle Burger in die 17 try, sak daar op loskop, Kai Pratt, wat dan nou oorgeskuif en dan vaskop toe. Dit wys jy net die talente van Kai Pratt. Baie veelsidig. Heerlike probleem vir 'n afrigter. Hierdie keer die strafskop aan die kant van Nelspruit, Kai Pratt met sy knie op die grond en daarom die strafskop in die guns van Nelspruit. Hulle kan so 'n bietjie druk verlig met hierdie skop. Pringle sal hom op die voet wil jaag. Weereens die wind wat so effens gedraai het, Pierre, hy kom nou hier uit die rigting na die hoofpaviljoen toe. Ek voel of elke keer as ons die wind noem, dan draai dit. En die span weet, spelers weet self nie watter kant toe nie, maar goeie verligting gebring daardeur Pringle. In die afgelope 2 dae wat 'n wonderlike weer gegee het hier by die NMI Toyota Noord-Suid rugby toernooi. Jy kan sien, dis lekker warm weer. As die son, al is hier 'n wyntjie, dit koel dit dan net so bietjie af. Maar die son, as hy op jou bak, dan brand hy. En daarom die mense wat daar aan die oorkant sit, die ondersteuners wat so bietjie skadu soek. Loan Gerber. Goeie wedstryd deur Oakdale se speler wat nou van die veld afkom. Dit lyk vir my soos Rico Ferreira. Terwyl die wedstryd weer aan die gang is, dit is Oakdale wat weer in die gesigte daar is van Nelspruit. Monkwe aan die agterkant van die losskram. Harde kontak daar terwyl Ethan Estreys in die bal vorentoe dra. Monkwe wat die bal teruggee vir Pringle. Pringle nie veel opsies nie. Word gevang deur die verdediging. Nou in die hande van Won van Sail. Won van Sail 'n baie goeie wedstryd vir sy span. Op die agtervoet sy voorspelers, maar hy werk vorentoe die hele tyd. En die bal hoog die blou lug en Ganiwa onder die bal gee vir City Vosloo. Trap binne, trap buite, terug na Ganiwa toe. Hou die bal nog steeds lewendig gaan na die oorkant toe. Deur die hande word hy gewerk. Nou Reinhard Viljoen wat sy rug hol trek vir verdediging. Stamp 1 en 2 manne af. En Reinhard Viljoen gaan kuier oor die doellyn vir die kant van Oakdale. En stoor die telling op na 34 punte teenoor 7. Met nog so 14 minute op die telbord oor. Daar is goeie werk gewees van 'n bal wat lank in die lug gehang het. Oakdale wat mooi reggemaak het. Reinhard Viljoen wat gaan kuier het agter die doellyn, maar dit al die harde werk het begin. Plaasvervanger Wayne Ganiwa. Ek sal verseker, Pierre, dat die voorspelers sal nie met jou saamstem nie. Alle harde werk, al eindig het op by die vleuel, begin by nommer 1, 2 en 3. En van daar af doen die res hulle rond af. Geneig om saam te stem. Ek het al pragtige drie gesien deur voorspelers en loskopstutte en vaskopstutte vandag. Harde werk. Die hele dag daar onder te skram. Ek sien Zivan Grobelaar wat nou opkom, Kai Pratt wat sy pad van die veld af maak. City Vosloo wat ook die doelskop verdoel het, Reinhard Viljoen wat net sy rug effens hol getrek het en die man is so 1 en 2 afgestamp het en Kai Pratt wat sy pad van die veld maak. Baie goeie wedstryd deur die loskopstut van Oakdale. Wat sê onthou, dit is ook 'n groot wedstryd wat nog kom in die seisoen en veral nog Dinsdag teen help mekaar. Spelerbeheer deur die afrigters. Ja, dis 'n vinnige draai tot en met Dinsdag. Word dit mooi uitgevat deur die Oakdale spelers van die afskop af. Net buite hulle eie 22 bevind hulle self al die reserves wat nou kans kry om te speel. En hier kom die Oakdale bulle weer. Dit is in die hande van buite center Anrich Scheffer wat binne toe gee. Daar was 'n handby van Nelspruit. Wat gaan die skeieregter sê? Was dit net 'n klein aanslaantjie of gaan ons terug vir 'n strafskop? Foster wat nou sy lyf skramskakel hou. Maar is plaatjies wat wegkom. Dian nog gestein. Self 'n baie mooi wedstryd gehad het tot op hede. En maak vas
net binne die 10 meter van Nelspruit. Kom terug. Die strafskop word toegedien aan Oakdale vir die afslaan. Sê meneer die skeieregter. Nou weer geleentheid vir Reinhard Viljoen om die hoekvlag te gaan opsoek. Reinhard Viljoen, stewige jongman. Hy gaan die kantlyn mooi opsoek en weer 'n aanvalsgeleentheid vir Oakdale. Ja, hy sou verseker dit 'n bietjie nader aan die kantlyn wou gehad het. Mooi binne toe getrap. En nog die bal lewendig hou en daar kom jy eentjie by. En ongelukkig die aanslaan aan die kant van Nelspruit. 'n Doelbewuste aanslaan en daarom die strafskop. Dis Adrian Smit met bal in hand. Liam Lightly hierdie keer aan die agterkant van die lyn staan, gaan hoog op, kry weer eens die lyn staan. Nou word daar vorentoe gedryf. Adrian Smit weer daar agter, hy die bal onderarm. En terwyl die Oakdale pak vorentoe werk, baie goed gedoen deur Nelspruit om deur te kom, Mataries plaatjies wat die bal uitkry daar. So nou sit Foster wat tekort aangee aan sy kollega daar aan die buitekant gee. Eerste man in om daai bal terug te werk. Die skeieregter wat sê vorentoe aangee en daarom die skram vlak onder hulle eie pale vir Nelspruit. Tweede vorentoe aangee op die aanval vir Oakdale. Min of meer dieselfde plek as vorige een. Hulle teruggeroep is. En Foster het homself weer vind in 'n geleentheid weer punte aan te teken. Hy en Adrian Smit beide met 2-3 sover. Sal kyk of hulle 3 kuns kan kry. Is nog 10 minute oor in hierdie wedstryd, so daar kan nog baie gebeur. Span van Nelspruit wat heeltyd staande bly en terugveg. Wat goed is om te sien. En Monkwe. En hierdie keer die strafskop in die guns van Oakdale. Manne wat so al vol oor mekaar daar so van Oakdale met die terug beweeg. Die skeieregter wat sê die arm wat gedraai word aan die binnekant toe en daarom die skram wat onstabiel gaan wees. En sodoende 'n strafskop aan die kant van Oakdale. Weer Foster op pad doellyn toe. Foster oor die doellyn vir sy derde 3 van die wedstryd. Christian Foster, die bul van bulle, sal ons sê. Ook bekend as Ozzy. Sy noemname daar op Oakdale. Sy derde 3 het nou net genoem dat hulle hom en Adrian Smit graag 3 kuns wil hê. Hoor, was nog nie eens koud nie, daar kan jy sien. Die derde keer wat Oakdale daai beweging gebruik en die derde keer wat Foster oor die doellyn gaan. Bietjie meer werk gehad as die vorige 2 kere. 'n Man afgestamp. Goeie wedstryd gehad sover. Sien Vosloo wat weer aan lê pale toe. Deur die mikke gejaag vir 'n ekstra 2 punte, 43 punte teenoor 7 in die guns van Oakdale met nog so 8 minute op die tellbord oor. Sine Ndlankomo wat sy pad op die veld maak in die plek van Adrian Smit. Ja, kan ons weer sien. Foster is 1 of 2 manne afstamp daar. Nog plaasvervangers wat nou opkom. Adrian Smit wat die veld verlaat. Hy het 'n goeie wedstryd gehad. Liam Pringle wat weer vir ons verrigtinge aan die gang kry, hoog gerank deur Liam Lightly. Terwyl die voorspelers van Oakdale saam drom om weer 'n rolmal beweging te vorm en daar loop hulle met hulle tot oor die 10 meter. Maak hulle nog grond, ons is nou al by die omtrent 20 meter wat ons vorentoe werk met die voorspelers van Oakdale. Gaan hulle oor die halflyn en nou losgebreek. Dian Augustyn wat weer vorentoe werk met die bene net tot buite die 22 meter lyn. Vind homself die voorspelers en ondersteuning daarso om die bal skoon te maak. Dit kom by die veld af Foster. Deur die hande na Reinhard Viljoen nou Ganiwa wat nie kan vashou aan die bal nie. En die bal sodoende aanslaan. Nelspruit met hande op die bal. Hulle gaan wil vinnig speel. Pringle met so 'n kruiskoppie. Ongelukkig kon hy net nie omkry, is dit John Erasmus, maar dit word vinnig ingegooi. Is nou plaatjies. Speel binne toe met 'n vorentoe aangee.
Skeieregter op die plek om die regte roep te roep. Ja, jy kan sien Oakdale wil nou net die 50 op die bord kry. Daarom die vinnige ingooi. Kans wat verlore gegaan het daar met die aanslaan van Ganiwa. Wat 'n lekker plaasvervanger om te hê Sinem Dlankomo, 'n Kruivenweek speler, terwyl Reinhard Foster met sy driekens ook nou die veld verlaat. Al die manne op die bank kry nou kans via meneer Milan van Oakdale. Almal kry so 'n bietjie 'n gevoel hoe om hier op Paul Roos se Markottervelde te speel. Ons moet altyd onthou hoe lank hierdie seisoen nog is vir hierdie spanne. So om jou spelers te kan afhaal met omtrent so 5 minute oor. Daar was Foster, hy het 'n briljante wedstryd gehad. En weer eens 'n baie goeie skram aan die kant van Oakdale. Die bal wat nog steeds uitkom aan die kant van Nelspruit. Monkwe wat die bal oppik en nou word alweer vorentoe gewerk deur Won van Sail. Uitstekende wedstryd vir die 8ste man van Nelspruit. Monkwe wat weer die bal uitkry. Nog steeds Nelspruit op die aanval. Wat Fasa na Fasa opsit. Nou die bal deur die hande. Daar's nie veel geleenthede in die binnekant nie. Probeer die groot 8ste man Won van Sail weer die verdediging besig hou. Doen baie goed, wen omtrent 10 meter. Pringle wat daar sy man na van sy skouer af vorentoe jaag. Omkant voordeel wat gespeel word deur die skeieregter Monkwe. Wat weer eens skoon maak. Hulle bevind hulle self redelik diep in die helfgebied van Oakdale. Nou word daar kort op die skouer vorentoe gewerk. Breek 1-2 duikslag voordat hy losruk en 'n enorme duikslag weer eens in die middeveld deur Jacobus de Villiers om sy hardloop sessie te stuit. Binne in die 22 meter werk Nelspruit hulle self in met 'n bietjie van 'n roekelose aangee. En die skeieregter wat hulle gaan terugbring vir die omkant strafskop in die guns van Nelspruit. Hulle gaan sekerlik die hoekvlag wil gaan opsoek. Weer as ons kyk na die man van die wedstryd, die NMI 2 outa man van die wedstryd. Na wie kyk ons? Ek het geniet wat ek gesien het van Kai Pratt terwyl hy op die veld was. Adrian Smith het nie 'n voet verkeerd gesit nie. In die hakkerposisie ook 2-3 gedruk. Die agterlyn was Christian Foster baie besig met 3-3 homself. Goeie verdediging ook gehad. Vroeër van die veld af net so 3 minute terug. Maar die kandidaat vir my, Dion Augustyn, van die begin, die eerste minuut van die wedstryd, gewys dat hy hier was om te speel. Dan word voorgegooi deur Nelspruit, net 'n paar meter uit. Bevind Nelspruit hulle self. Hulle gaan nou die groot manne wil opsit om te kyk of hulle oor die doellyn kan kom in die vorm van Ndela wat net kort gestuit word deur die verdediging van Oakdale. Monkwe wat weer eens die groot manne wil opsit, Vian Lou wat teruggedryf word in die duikslag. Monkwe wat weer wil krap om daai bal uit te kry, maar hier kom Oakdale. Hulle wen die bal terug en dit is Luan Gerber wat dan op die bal het, maar meneer die skeieregter glo anders en daarom die strafskop in die guns van Nelspruit. Monkwe wat vinnig tik en hardloop. Die vraag kan gevra word, was Oakdale 10 meter op daardie vinnige tikskoppie? En weer eens in die hande van Wernu Heinz, wat kort gesuit word deur Sinem Dlankomo. Nog steeds Nelspruit in besit. Nou 'n dubbele blaas van die fluitjie deur meneer die skeieregter. Gewoonlik groot moeilikheid wat op pad is. Man van die wedstryd, NMI Toyota man van die wedstryd vir hierdie kragmeting is die slot Dion Augustyn van Oakdale. Hard gewerk daar aan die voorspelers. Nou daarmee gepraat. Jy sien, en net soos ons hom noem, word hy wys hoe betrokke hy is by die spel. Die tydsberekening kon nie slegter gewees het vir daai nie. Nee, verseker Pierre, ons gaan nie weer vir jou vra vir man van die wedstryd nie, want net so kry hy ook 'n ruskans. Ja, Dion Augustyn met 'n baie goeie wedstryd. Hy is nie die een wat jy gereeld gesien het op die veld in terme van balle aangee en hardloop met die bal nie. Hy het 'n paar goeie lopies ook gehad, maar daar in die oond daarvoor het hy sy werk gedoen
Loskram skoongemaak, lynstane gehelp mee en terwyl nommer 6 flank Prosper Shiolane wegkom met die bal aan die kant van Nelspruit Monkwe. Daar speel dan na die oorkant toe en nou poog hulle om oor te gaan en 'n 3 in die guns van Nelspruit te druk. Dit is vergelyk, dis Wian Lou wat daar oorgaan, die nommer 7 flank van Nelspruit. Dis net Nelspruit glad nie opgegee nie. Dit is goed om te sien. Hier in die 69ste minuut om 'n 3 te druk in hierdie Oakdale span. Kan ons sien vinnig verander daar van rigting. Baie goed gedoen. Wian Lou oor. Goeie oor van Kamo Mokwe. Ja, bring die telling terug en na 45 punte teenoor 12 in die guns van Oakdale met sekondes in die wedstryd wat oor is. Wian Lou daarom weer op die voete. En dit is Pringle wat gaan aan lê paale toe. John Duncan, die vorige skopper van die span wat natuurlik die veld verlaat het vroeër in die tweede helfte, gee die verantwoordelikheid nou vir Liam Pringle om te kyk of hy die bal deur die mikke kan jaag. Van wyd uit skop hy so half in die mond van die wind. Goeie kontak op die bal. Ongelukkig die bal wat net verby die paale is en sodoende roep die skeieregter ook die einde van die wedstryd aan. Oakdale wat seëvier met 45 punte teenoor die 12 van Nelspruit. 'n Baie goeie wedstryd, baie goeie begin deur Nelspruit. My naam is Hendrik Veldsmann saam met Pierre Bloem. Pierre, jou opinie oor daardie eerste helfte van Nelspruit? Eerste helfte van Nelspruit kan hulle terugvat. Hy sê gaan kyk wat hulle gedoen het. Hulle het alles reg gedoen. Tweede helfte bietjie weggeraak. Dis bly om te sien hulle tot in die 70ste minuut gespeel deur daai laaste 3 te kon druk in hierdie kragmeting. Oakdale sal tevrede wees met tye, dalk net 'n aanslaan of 2 te veel, maar baie beter gelyk. Ja, kyk